Goeiemôre. Jy luister na die 36ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is 'n toekoms voor die verlede. Ek het Vrydag verwys na die noodsaak daarvan om die Prediker se raad te volg, naamlik dat daar 'n tyd is om te praat en 'n tyd om stil te bly. In die aangesig van enorme swaar kry, lyding of rou, het God nie vir my nie en ek dink ook nie vir enigiemand anders nie, die mandaat gegee om namens God te verklaar waarom iemand swaar kry of hoekom dinge in hierdie lewe gebeur nie. Dit laat my altyd dink aan Job se vriende wat aanvanklik die regte ding gedoen het. Ons lees dit in Job 2 vers 11 tot 13. 3 van Job se vriende het gehoor van al die teenspoed wat hom oorgekom het. Hulle toe van die plekke waar hulle woon, Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama, op 'n bepaalde plek byeengekom en met hom meegevoel te gaan betuig en hom te gaan bemoedig. Toe hulle van ver af opkyk en hulle hom nie eens herken nie, het hulle hardop gehuil. Hulle het elkeen sy mantel geskeur en hulle het stof in die lug opgegooi oor hulle koppe. Hulle het saam met hom op die grond gesit, 7 dae en 7 nagte lank. Niemand het 'n woord met hom gepraat nie, want hulle het gesien dat die pyn ondraaglik erg was. Te midde van lyding en ook diepe onsekerheid oor môre, staan ons magteloos. Ek bedoel magteloos. Niemand van ons nie, absoluut niemand van ons weet hoe môre gaan lyk nie. Daar is dinge in die lewe wat geld nie kan koop nie en mag nie kan uitwerk nie. Geen mens kan sê, alles sal môre reg wees, dit sal reg uitwerk, môre sal dit beter gaan nie. So die punt wat ek wil maak is, daar is gebeure in die lewe wat ons by daardie liminale ruimte bring, waar ons nie weet wat môre gaan gebeur nie. En jy kan nie vir my sê, alles gaan reg uitwerk nie, want jy weet dit nie. En ek kan jou nie bemoedig, vertroos, of 'n valse hoop skep en sê, wel, ek weet alles gaan môre uitwerk nie, want ons weet dit nie. Dit is juis die vrees en angs wat tussenin tye oor ons lewenspad bring. Wat het ons dan aan môre? Ted Peters lig 'n geweldige interessante perspektief uit oor die verwagtinge wat ons oor môre mag koester. Die teoloog en skrywer van die boek God, the World's Future, het my baie gehelp om in hierdie onseker liminale spasie tog sekerheid te vind. Luister wat sê hy. God het vir die wêreld 'n toekoms gegee voordat dit 'n verlede gehad het. Gaan dit weer sê. Onsekerheid oor môre lê daarin dat God vir die wêreld 'n toekoms gegee het voordat ons 'n verlede gehad het. Voordat daar iets bestaan het. Voor God die eerste skepingsdaad gedoen het of die eerste skepingswoorde gespreek het, moes God, soos die kreatiewe kunstenaar wat hy is, dit eers gesien het, verbeel het, voordat dit geskep is. God het reeds iets gesien wat nog nie daar was nie, en toe daarvolgens geskep. God skep uit die toekoms, nie die verlede nie. Laat dit insink. Sonder 'n toekoms verval elke mens se totale bestaan in 'n bondeltjie wanhoop. Ja, herinneringe is mooi om van te leef en mooi om aan te dink in, kom ons sê, nostalgiese oomblikke van die lewe. Die broodkrummels wat ons terugkyk op ons lewenspad om te sien waar ons vandaan kom. Maar sonder 'n toekoms verval ons in absolute wanhoop. Ek onthou die gediggie uit my laerskooldae, Harlekyn van die dieretuin. Hy sien die agies, dan wip hy skielik mal, van paal na klip, van klip na krip en spat die water verneig woes dat almal keer en koes. Maar as al skater vat hy die sak en vou dit oor sy hoof. Verlate op 'n ashoop rou hy oor wat hulle van hom roof.
ver vlaktes en blou dolomiet, 'n hoopie grys verdriet. Esje Pretorius. Die aapie in die dieretuin se hoop het ingeplof, want daar is geen vooruitsig van 'n toekoms nie. Al wat hy oor het, is die herinnering van die ver vlaktes en die blou dolomiet. Daarom 'n hoopie grys verdriet. Kom ons keer nou terug na ons eie magteloosheid. Hoe weet ons, te midde van die moeilike, uitdagende of selfs hartverskeurende tye in die lewe, dat dinge sal uitwerk? Hoe weet ons in liminale ruimtes dat daar 'n ander kant sal wees waar ons sal uitkom? Want die toekoms lê in God se hande. Ek is nie iemand wat hou van groot woorde nie, maar hierdie woorde van Pieters bly my al langer as 2 dekades by. Hy noem dit 'n proleptiese eskatologie. Ek is mal oor die uitdrukking. Proleptiese eskatologie. 'n proleptiese skepping. 'n proleptiese verwagting. Prolepsis verwys na die Griekse begrip wat beteken voorafgryp of vooraf ervaar. Dit verwys na 'n toekomstige realiteit wat ons die voorreg het om nou reeds vooraf te ervaar. Soos 'n voorskot. God se eerste geskenk aan die skepping was 'n toekoms. Wanneer God homself aan Moses bekend maak, is die Hebreëse selfopenbaring van God byna te kompleks om te vertaal in Afrikaans. Maar die naaste wat ons daaraan kan kom is, God openbaar homself as, ek is die een wat altyd sal wees. Maar dit is selfs nog sterker as dit, ek is die een wat altyd komende is. Ek is die komende een. Ek is die een wat aan die gebeur is. Dit is 'n enorme begrip. Maar dink nou aan Jesus se woorde. Wanneer Jesus instap in hierdie absoluut verskriklike wêreld van die Romeinse ryk, waar Herodes, as jy die geskiedenis gaan lees, amok gemaak het, paniek gesaai het, mense links en regs laat doodmaak het. Hy het sy eie familie, sy eie vrou Miriam nie en sy tweelingseuns nie gespaar nie. Die absolute wreedaard wat hy was. En dan kom Jesus en sy heel eerste woorde is, bekeer julle. Draai terug na God toe, want die koninkryk van God het naby gekom. Hoe dit eendag sal wees in die hemel, het nou reeds in hierdie ruimte ingebreek en in hierdie tyd. Ted Peters verstaan God se skepping as 'n steeds ontvouende skepping. God het nie klaar geskep, sy hande afgestof, spreekwoordelik, en toe daarmee weggetree uit die skepping uit nie. Luister wat skryf hy hieroor. I suggest we think of God's creative activity as a pull from the future rather than a push from the past. The creator of the world has revealed to us that there is a purpose that is being brought toward fulfillment. This purpose can be discerned in the ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. In Jesus Christ we see proleptically God's intention for the whole, God's single purpose that runs from Alpha to Omega, from beginning to end. Paulus het sy ganse lewe geskoei op hierdie verwagting dat God 'n God is van die toekoms. Dat ons lewe nie vasgevang is in die verlede nie, maar die God wat blywend 'n toekoms laat ontvou. Luister wat skryf hy in Kolossense 1 vers 16 tot 17. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel
Daarom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dit is 'n hoop wat nie alleen gesetel is in my individualiteit en my eie worsteling van my liminale oomblikke in my lewe nie, maar is 'n kosmiese belydenis, dat alles op die aarde en in die hemel in Christus met God versoen is. En daarom bly ek hoop. En daarom, wanneer ek by mense sit in hulle moeilikste oomblikke, kan ek my oë sluit en 'n toekoms sien, al is dit nog nie daar nie. Nou is die uitdaging heel dikwels, hoe kry ons dit reg wat ons bely? Hoe bou ons hoop in die oomblikke wat dit voel of hierdie wêreld ingeplof het en ek voel soos 'n hoopie grys verdriet? Here, ons weet dat daar 'n môre is, al sou ons dit nie sien nie. Ons weet dat strome water vloei, al sou woestyne dit oordek. Ons weet ons hart sal heel word, al sou dit nou in stilte stik. En al sou ons ook ons oë moes sluit vir die waters wat ons bang maak, dan sou ons nog ons hand bly hou vir U wat ons behou. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.